skooltyd raak so vinnig op nie. Kon die gesprek nie gewag het tot jy by die skool kom nie? Nee, dit kon nie. Dit was uiters belangrik. 'n Noodgeval. Iets is net 'n noodgeval as daar pyn en bloed betrokke is. Waaroor pot dit? By die werk, ons het dit by 'n safety kursus geleer. As daar nie pyn en bloed betrokke is nie, dan is dit 'n minor inconvenience. Wat beteken dit? Molly, so. Sy irritasie, soos die wasmasjien se gebreekte plug of die kraan wat al vir 2 jaar lek of die dampkoel in die sitkamer of die buitekamer wat geverf moet ek aangaan. Ag, hel Molly, ek sal nog by daai goed uitkom. Ja, hopelik voor die hele huis uitmekaar val. Daar's 2 ligte in my kamer wat nuwe bulbs nodig het. Die stort in die boonste badkamer is verstop. Ja, my Anka se handvatsel is al 2 weke gelede afgebreek. Nee, okay. Ek is nie die nutsman nie. Jy's nie die nutsman se gat nie. Jy weet, daai kakel bliksem gaan te kere soos Henny die hoofseun. En niks is vir hom te veel moeite om reg te maak nie, want hy word betaal daarvoor. In the meantime veroorsaak hy huismoeles in duisende huwelike. Hy wys maar net dat dinge gedoen kan word as jou man sy bas voor die TV lig en hy slag 'n bietjie aandag aan sy huis gee. Ek het nie die regte gereedskap nie. Hoeveel keer het ek dit nie al gehoor nie? Hoeveel keer het ek nie al gewens dat daar 2 van my was nie. Dan kan die een wors gaan werk en die ander wors by die huis bly en 'n voltydse handyman wees. Watter een van die 2 wil jy wees? Nee, moet gaan werk. Jy sê mos ek is nie nutsman se gat nie. Wat my bekommer is, gaan ek voordat ek 30 is 'n meisie kry. Ek hoop so. Die hele wêreld hoop so. Ja, toe juffroukie. Dis nie nodig om vermakerig te wees nie. Daar's 'n naam vir meisietjies soos jy wat 2 boyfriends te gelykertyd aanhou. Dis vir my ontsettend moeilik om te kies tussen Tennis en Penny. En dit breek arme Tennis se hart. Jy weet, toe ek met julle ma begin uitgaan het, het sy ook 'n ander boyfriend gehad. Ons praat nou oor haar, nie oor my nie. Adigous, lelikste bliksem op 2 bene. Kyk, mens kan enigiets uitdeel, maar nie lelikheid nie. Oh, hy het 'n fantastiese lyf gehad. Hy was 'n bodybuilder. Was 3 keer gekies as meneer Spiere van Brakpan. In standaard 6 was ek gekies as die klaskaptein van die spesiale klas. Attie was kaptein van die eerste rugbyspan. Wat nie een wedstryd gewen het nie. Nie eens die een in die verbeteringsskool nie. Hoe weet jy dit? Was jy daar? Dit was verpligtend, ek moes by elke wedstryd wees. Hoekom moes Pot daar wees? Want ek moes halftyd vir die spelers lemoenskyfies gee. Wat van as ek in die koerant adverteer vir 'n cherry? Ag, is jy laf? Wil jy nou hierdie mense moet vir jou lag? Ek is so desperaat. Ek sal enige iets probeer. Net nie dag half draks nie. Nee, pa, natuurlik nie. Ag, konsentreer net op jou studies. Die regte meisietjie sal op die regte tyd daar wees. Daarvan is ek seker. Maar sê dit maar net om my beter te laat voel. Want sy probeer jou troos. Ek gat. Net, om nou en nou in my werk, sy nuwe cherry. Sy het op haar linkerbout net so 'n meneer van 'n pitsweet. Ek wil dit nie aan tafel hoor nie. Vir wat praat die moege van 'n Melville oor sulke persoonlike goed by die werk? Hy moes vir my 'n geldige rede gee waarom hy die mark wil afvat. En die rede is 'n pitsweer op sy girlfriend se agterend. Hy moes haar dokter toe vat met die werk se bakkie. Sien, sy kan nie sit nie. Toe het sy in die roubaar vashou terwyl sy agter op die bakkie staan. Hoor julle saam met watter gomgatte werk julle pa? Ek hoor, maar dit los nog nie my probleem op nie. Ma, hier's 'n brief van die skool af wat een van my ouers moet teken. Vra vir jou pa, hy sit daarvoor en niks doen. Hy het gesê ek moet vir ma vra om dit te teken. Dis nie sy is. Wat is dit? Toestemming dat die skool ons mag toets vir die gebruik van dwelms. Oh, ek het geen beswaar daarteen nie. Ek dink dit is 'n baie goeie ding. Te veel skoolkinders gebruik deesdae dwelms. Jy sal nie glo hoe baie van hulle in ons spreekkamers beland met meth nie. Wat's dit? En daai tik wat hulle so inasem. Dit laat hulle tande vrot tot in die gums in. Grace. Kry hulle arm ouers verskriklik jammer. Hulle gaan weer hel met daai kinders. Toe ma jonk was, het ma ooit geëksperimenteer met drugs. Wat? Het ma. Hoe sal ek nou met so iets eksperimenteer? Jong mense doen dit. Wel, ons het nie. En ek trek jou gatvalle af as jy nie daaraan dink. Nou ooreageer ma. Dit maak my agterdogtig. Want daar was nie my daar so baie verskillende soort drugs soos nou nie. Oh, was net dagga. En nie die grootste getatoede gomgatte het dit gerook. Het ma nooit eers 'n trek gevat nie? Nee. Wat van pa? Hoe ken jy jou ouers? Ons sou nooit so iets doen nie. Okay, ek glo ma. Ek sal erken, ons was nou nie engeltjies nie, maar die dinge wat ons aangevang het was eerder stout as enigiets anders.
As maar oor seks praat, wil ek dit liever nie hoor nie. Ek gaan jou ook nie vertel nie. Maar onthou jy net dit. Ek ken al die triks. Moenie vir jou ma sê nie, want ek wil haar verras, maar ek staan 'n baie goeie kans om hierdie maand Manager of the Month te word. Wat laat pas so dit? Ek is ver bo my sales targets. Dis die koue weer, dit werk 'n battery se gal. Ek weet, selfs my skooter sukkel om te start in die koue. Al die ouens wat daai goedkoop ingevoerde batterye in hulle karre gesit het, kom op 'n streep daar by ons in. Pas my, want my sales was nog nooit so goed nie. As pa die Manager of the Month word, wen points. Dit gaan nie oor die prys wat jy wen nie, meer oor die eer. Wat is die prys? 'n Gevriesde hoender. 'n Hoender? Nie sommer 'n kom in supermark hoender nie. Die is 'n genuine free range chicken. 'n Kontant bonus sou 'n baie beter idee gewees het. Ja, ons almal voel ook so, maar een van ons groot basse het aandele in 'n hoenderplaas. Hulle verskaf die hoenders elke maand aan al die takke teen so te sê kosprys. Ek het gedog daar moet iewers 'n onder die tafel connection wees. Dis hoe alle besigheid in ons land gedoen word. Korrup. Jy moet hoor wat doen daai takeaway plek oorkant ons. Hulle gee hulle Employee of the Month toekenning vir die werknemer wat gedurende daai maand die minste gesteel het. Ek dink, as ek klaar geswat het, gaan ek oor see werk. Waaroor see? In Rusland. Hoekom daar? Ek het gehoor, daai Russiese cherries is mal oor ouens wat van ander lande afkom. Waaroor is dit? By tennis. Wat weet tennis van Russiese cherries af? Sy stiefma het so met baie Russiese cherries gewerk. Waar? Toe sy 'n pooldanser was. Omtrent al die cherries wat daar gedans en gestrip het, kom van Rusland af. En hulle is glad nie skaam nie. Mens kan nie skaam wees as jy 'n stripteaser is nie. Jy sal nie jou werk kan doen nie. Waaroor praat julle? Batteries. Lieg jou pa vir my. Nee ma, ons het oor batteries gepraat en hoenders. Nou lieg hy al net sy pa. Hier, vat jou lunchbox en klim op jou skooter, jy gaan laat wees. Okay, baie. Stripteasers, hè? Manager of the Month. Alles aan die gang. Ek weet nog nie alles nie, maar my ma het nou vir Blapsie by die skool gaan hol. Ek het net 'n SMS van haar gekry wat sê dat sy in groot moeilikheid is. Sy is. Sy en 'n paar matrieks is vandag by die skool getoets vir dwelms. Toe kry hulle dagga ecstasy en kokain in haar urinemonster. Ek is diep geskok. Ek ook. Ek ook. Ek sê dis daai flippin Benny Otto wat vir haar die goed ingegee het. Ek sal Melissa gaan donder hom. My pa gaan die stype kry. Weet hy nog nie? Nee, die skool het my ma gebel en sy wil alles hoor voordat sy my pa sê. Jy weet seker dat Blapsiekie onmiddellik in 'n rehab in sal moet gaan. Anders gaan die skool al skors. My sustertjie in rehab. Ek kan dit nie glo nie. Blapsiekie. Ek drank addict. Nee. Waar is sy? In haar kamer. Ek weier om te glo wat jy my vertel het. Kyk self hier se toets se uitslag. Dagga, ecstasy, kokain. Hier moet 'n groot fout wees. Dis my skuld. Ek is nie 'n goeie ma nie. Ek was meer aandag aan my kinders gegee het. Nee, wag nou, jy het niks verkeerd gedoen nie. Net vanoggend het sy my uitgevra oor drugs. Ek moes die tekens gesien het. Dit was 'n noodkreet vir hulp.
Het jy vir haar gevra of sy ooit drugs gebruik het? Natuurlik het ek. En wat het sy gesê? Nee. Net nee. Ja. Ja. Nee. Wat het donder is dit ja of nee? Nee vir die drugs. Ja, sy het nee gesê. Ek glo nie die klomp liegstories nie. Ek soek 'n tweede opinie. Wat ons vir haar gaan kry. Ons vat nou vir Blapsie na dokter Nel toe dat sy toets vir alles. Bloed, wieps, spoeg, snot, alles. En wat is die uitslag vir die selle is? Sal nie wees nie, ek ken my kind. Blapsie! Kom, ons gaan dokter toe. Ek het nog nooit enig van daai drugs gebruik, ek beloof. Ek glo jou. Kom laat die dokter jou toets. Maar as pa my glo, kom wil jy laat die dokter my toets? Dat ons vir die skool kan bewys hulle praat 'n klomp bolly. Kom jy Molly? Ja, ek moet maak sal kry. Ja, dis die regte webwerf. Safata. Support for family and friends of loved ones troubled by addiction. Dis ons. Ek is die friends en jy is die families. En Blapsie, the loved one, troubled by addiction. Ja, arme Blapsie. En jy is seker dat ons die regte support op hierdie webwerf gaan kry. Emosionele ondersteuning deur mense wat al klaar deur die trauma is, waardeur ons nog moet gaan. Wat sê die site moet ons eers doen? 12 golden steps to recovery. Step 1, relax. Relax. Is dit al? Relax and breathe deeply to bring calmness into your inner you. Kom, doen dit saam met my. OK. My inner me is nou gekalmeer. Myne is amper. Die tweede golden step sê: think good thoughts of the drug addict in question. Dis Blapsie. Dink nice gedagtes oor haar. OK. Soos toe ons nog klein was en met ons emmertjies en graffies op die strand gespeel het. Jy kan maar daaroor dink. Ek het ander nice gedagtes oor haar. Wanneer sy mooi groot is. Hulle sê goeie gedagtes, nie skurwe gedagtes nie. Skurwe gedagtes is goeie gedagtes. Golden step 3. Eat comfort food. Wat's dit? Koeke, pudding, ijskrem, sulke goed. Wel, as die terapie dit aanbeveel, dan moet ons dit seker doen. Ek stem. Kom, Ter wille van Blapsie. hierdie Safata-program is goed. Ek voel al klaar stukke beter. Ek ook. Ek voel skielik nie meer so geestelik uitgemergel nie. Ek voel nou ek kan cope. Jy mens regtig. Ons moet net die goue steps volg. Ek moet my ouers hiervan sê. Hulle gaan dit bitterlik nodig hê op die pad vorentoe. Ek sien skielik kans vir die traumatiese tyd wat voor ons lê. Dit is die eerste stap in die rigting van recovery en healing. Ons is deur die aanvanklike skok. Fase 2 is denial. Ons is so te sê verby dit. Ek is klaar met anger ook. Ek sukkel nog 'n bietjie daarmee. Ek het 'n groot behoefte om my Benny Otto 'n snotklap te gee. Nog 'n stukkie koek. Ja, thanks. Ek gaan moet werk aan my anger. Ek wil so gou as moontlik by aanvaarding uitkom. Dis waar ek is. Gelukkige bliksem. Dit beteken jy kan aanbeweeg na step 4 toe. Ek hou nog vas by comfort food. Ek wag net hier vir jou. Step 4 gaan ons saam doen, wanneer jy reg is. Dankie. Dit is soveel makliker as jy iemand het wat saam met jou die pad loop. Ons kan mekaar ondersteun en aanmoedig. Terugslag gaan daar wees. Deel van recovery is relapse. As mens dit aanvaar, gaan jy nie so teleurgesteld wees in jouself as dit gebeur nie. Dit moet ek onthou. Ekskuus, belangrike sake oproep. Talk to me. Ja. Okay. Nie te laat nie. Okay. Bye. Was dit jou ma? Ja.
Gaan trek uit jou skoolklere en dan vat jy lekker lang stolles om beter voel. Okay, mamma. Ek wil nie gou weer so 'n dag hê nie. As jy so voel, dink hoe voel daai arme meisiekind. Ek het van die begin af geweet, sy het nie aan 'n druk geraak nie. Ek ook. Nou wie jy seker 'n koppie koffie. Jy lees my soos 'n boek. Gaan maak dit self. Ek moet begin met die kos, anders eet ons eers 8:00 vanaand. Ek gaan daai dik gat laat jy van jou wurg. Jy moet kom kyk hoe lyk my kombuis. Wat het hy nou weer aangevang? My kombuis lyk soos 'n varkhok. En die koek wat ek môre wou saam werk toe vat, dit gaan staan opeet. Die seun was seker honger, ons was baie lank weg. Ons baie ander goed in die huiskas om aan te snack. Hoekom is hy nou die koek gaan opeet? Wie ek moet hom gaan vra? Nee, sit jy op jou bas. Ek sal self met hom gaan praat. Moet hom asseblief nie slaan nie. Ek het gewonder hoe jy 'n hele koek alleen kon opeet. Nou sien ek wie's jou partner in crime. Hallo Tannie. Wat presies doen julle twee? Golden Step 5. Vriende en familie bid vir die addict in ons midde. Ekskuus. Arme blapsiekie, om haar te red uit die drugdraak se kake. Lapsie gebruik nie drugs nie. Denial. Hulle sê is gewoonlik die maas wat die langste in denial bly. Ek is lus en draai julle albei se nekke om. Dit is 'n fantastiese voorbeeld van misdirected anger. Wat sê jy, klontkop? Ek verstaan Tannie se anger. Werk daarmee. Laat dit uit. Al wat gaan uit is jy wat by hierdie yard gaan uit. Toe, vat die pad. Jy kan nie my weg. Jy's welkom om te bly en saam met Faatjies laat te kry as jy wil. Nee, dis okay. Ek's weg. Gaan speel in die verkeer. Het ek maar reg gehoor? Gaan ek 'n pak slaag kry? As my kombuis nie onmiddellik skoongemaak word nie. Ja, okay. En môre gaan jy na die tuisnywerry toe en jy koop met jou eie geld 'n ander chocoladekoek en jy bring dit na my werk toe. Hel, mamma is streng. Nou, as my kombuis nie binne 5 minute silwer skoon is nie, gaan jou agterend voel hoe streng ek gaan wees. Toe, kom maak skoon. Ons was eers by Dr. Nel. Gelukkig is die lab in dieselfde gebou en kon ons net daar die toetse doen. Wat toe bewys het dat Lapsie nie drugs gebruik het. Toe is ons met haar spoed na daai skynheilige bliksem van 'n skoolhoof toe. Hy het amper sy melk weggeskrik toe ons daar aangeloop het. Ek like hom net mooi flip en niks. Toe is ons almal saam na 'n ander lab toe waar die skool se toetse gedoen is. Wat die toetse opgevoeter het. Die kinders se name is nie op die botteltjies, net 'n nommer. Blapsie is 'n nommer 103. En toe hulle daai botteltjie optel om hom weer te toets, toe kom hy wit goed wat jy in die skool gebruik. Flaterwater. Dit kom toe af en daar staan 108. Een skelm bliksem met daai 8 gedokter dat hy soos 'n 3 lyk. En die botteltjie met die 108 op? Daar was die 103 gekook met 'n kookiepen om soos 'n 8 te lyk. Dan weet hulle wie dit was. Ja, nommer 108, Herklaas Hatting. Die skoolhoof is onmiddellik saam met die polisie na sy huis toe. Eerder die polisie is ek. As ek hy moeg in die hande kry, sou help me. Die laaste van die koek. Die kos gaan laat wees vanaand. Hoekom wou jy die koek werk toe vat? Dis vir iemand se verjaarsdag. Wie se verjaarsdag? Dr. Proctor. Is dit? Hy verdien 100 keer meer as jy en hy kan nie sy eie koek bekostig nie. Hy vergeet altyd. Sorry, maar ek eet nie 'n ander man se leftovers. Ag, asseblief. Ek het kos op die stoof. Dan sou pas ek nie omgee as ek dit eet nie. Los, Maar daai was net bedoel om jou ma die hel in te maak. hoekom? Want ek is lus om vanaand weer op te maak. Hiya, Rubbish. Ek dog het vanmiddag klas. Dit is my baie meer belangrik om jou te sien. Hierso. Thanks. Waarvoor is dit? Dag. Sommer. Dit kan nie net as sommer wees nie.
Jy draai stokkies in Mr. Klas om vir my chocolates en 'n blom te bring. Net om jou te wys, ek smaak jou stikkend. Amptelik is ek en Benny nog gekeis. Dit maak my baie seer. Dan weet jy hoe seer dit my gemaak het, toe jy my verneek het met daai terp van 'n Petro. Is ek nie al lank genoeg daaroor gestraf nie? Ag, okay. Maar stuur asseblief vir Benny in sy helle. Dit sal nie nodig wees nie. Toe hy gister hoor van my toetsuitslae, het hy my onmiddellik ge-SMS. Ken jou nie meer nie. Goodbye. Druggie. So amptelik is julle nie meer gekeis nie. Maar toe jy hoor van my druggebruik, het jy dadelik begin met terapie om my te ondersteun. Thanks, Tenus. Faitjie het jou vertel. Ek dink dit is baie sweet. En is dit 'n bewys dat jy werklik van my hou? Hæ? Nou is die regte tyd om my te sien. O. Okay.